Ons bly in 'n stikkende wêreld. Ja, in 'n vrot wêreld. Moet nou nie dat Nysna se mooi koppe jou mislei nie. Met vrot wêreld bedoel ek natuurlik nou nie die wonderlike skepping in sy oorspronklike bedoeling nie, maar die mens wat so diep geval en stikkend geword het en veroorsaak het dat die hele skepping stikkend geword het. Die mens het lelik geword, vrot geword en is die oorsaak van soveel onreg, onmin, ongelukkigheid, onmenslikheid en natuurlik goddeloosheid. Ja, dit is ons belewing en jy het dit seker al ook ervaar. Die menslike samelewing is erg gebroke, vrot. Nou, dis natuurlik nie iets niets net van ons dag nie. Die wêreldomgewing van die Nuwe Testament, kom ons sê dan spesifiek ook van Paulus se tyd, was ook so. En ons lees daarvan, direk en indirek, in die kosbare brief wat Paulus skryf aan Filemon. Net kortliks so die agtergrond van hierdie juweel van 'n briefie. Paulus is op hierdie stadium onregverdig in die tronk opgesluit. Maar op een of ander manier het 'n weggeloopte slaaf met die naam van Onesimus oor sy pad gekom. Dink bietjie mooi, 'n slaaf. Wat moes so iemand deurgaan en verduur? Wat sou sy geskiedenis en sy hartseer wees? Ons weet, slawerny is 'n vrot sisteem, 'n simptoom van 'n vrot onregverdige samelewing. Maar nou die wonderlike ding. God het hierdie slaaf oor Paulus se pad gestuur. En meer nog, God het Paulus gebruik om aan Onesimus die wonderlike evangelie van Jesus Christus te bring. Ja, en die wonder het gebeur. Die wonder van die wedergeboorte het plaasgevind in Onesimus. Onesimus het werklik 'n Christen geword. 'n nuwe mens van binne af nuut. 'n vars mens met 'n vars begin. Maar onthou nou, die wêreld rondom hom, die sisteme rondom hom, het nie verander nie. Die sosiale strukture van verdrukking en onreg en wreedheid was nog steeds in plek. Die wêreld was nog steeds vrot. En dis nou 'n tamaletjie. Hoe nou gemaak? Want volgens wet het Onesimus nog steeds aan sy baas Filemon behoort. Moes hy nou weer teruggaan en weer 'n slaaf word? En dis nou hier waar Paulus inkom en grondige Christelike beginsels, maar ook taktvolle oorreding gebruik om 'n heerlike verskil te maak in 'n vrot wêreld. Paulus skryf nou self 'n brief aan Filemon en is baie duidelik dat Filemon self ook 'n Christen was. En hy skryf nou hierdie brief om die jong bekeerling Onesimus te help en sy aankoms terug by Filemon te vergemaklik en soort van te reël. Nou daar is baie duidelike Christelike beginsels wat ons in hierdie briefie aantref. Natuurlik die eerste groot Christelike beginsel is respek vir God en erkenning vir sy liefde en genade. Maar respek vir God lei ook, en Paulus maak dit baie duidelik, ook in Romeine 13, ook tot respek vir die regering van die dag. En dit impliseer dat landswette eerbiedig moet word. En in hierdie geval is die implikasie
Onesimus moes nou teruggaan na sy baas. Ja, as Christen kan hy nie sommer net wegloop en wegbly nie. Dit sou ons daarom nou 'n baie swak getuienis wees vir die evangelie. Want volgens wet was hy immers nog steeds Filemon se eiendom. Nou, ons leef vandag in 'n ander wêreld, maar kom ons sê in vandag se terme, sê nou maar, jy skuld 'n klomp geld, van skuld wat jy gemaak het, voordat jy nog 'n kind van die Here was. En nou kom jy tot bekering, en jy word God se kind, en nou kan jy maar net sommer van daai skuld vergeet, en maak asof jy niks weet nie. Wat se getuienis sou dit wees, teenoor die wêreld, teenoor die mense vir wie jy geld skuld? Jy moet nou nog steeds daardie skuld terugbetaal, of ten minste reëlings in die verband probeer tref. En dis vir Paulus ook belangrik, dat Onesimus se getuienis nie skade moet ly nie. En daarom bied Paulus aan om self enige skade aan Filemon namens Onesimus te vergoed. Hy skryf, en as hy jou enige skade berokken het, of jou iets skuld, sit dit op my rekening. Ek, Paulus, skryf hier met my eie hand, ek sal betaal. So, kom ons kry dit net weer als by mekaar. Onesimus is nou 'n Christen. Hy's 'n nuwe mens, maar volgens wet is hy nog steeds 'n slaaf. Slawerny aan die ander kant is tog duidelik nie in lyn met God se oorspronklike bedoeling vir die mens as sy beelddraer nie. So wat nou? Hoe gaan Paulus nou hierdie netelige saak hanteer? Op 'n mooi, taktvolle manier in sy skrywe aan Filemon, wys hy nou Filemon daarop dat Onesimus nou meer is as net 'n bekeerde slaaf. Hy is nou inderdaad 'n geliefde broer. Paulus skryf, dalk was hy juis om hierdie rede 'n rukkie lank van jou af weg, sodat jy hom vir altyd kan terugkry. Nie langer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broer. En die besonder vir my, hoeveel te meer dan vir jou, liggaamlik sowel as in die Here. Hierso is 'n wonderlike ding. Die Christelike boodskap, die evangelie, verander mense persoonlik van binne. En dit gebeur eerste. Maar uiteindelik ook word die samelewing en samelewingsstrukture ten goeie verander. Nie gewelddadig nie, nie revolusionêr nie, maar stadig, maar seker, so suurdeeg 'n stuk deeg geleidelik verander. Die Christelike boodskap verander die samelewing. Nie met allerlei dwangmaatreëls en onoordeelkundige harde opdragte nie. Maar soos ons in hierdie briefie sien, deur oorreding op grond van die liefde, die groot nuwe beginsel in die evangelie. Inderdaad, as ons harte geraak word deur die genade boodskap van God in Jesus Christus, as ek en jy die vergifnis self ervaar het, dan begin ons ook anders leef en medemense anders behandel. Alle medemense, maar veral nog ons nuwe broers en susters in Jesus Christus. Dis opvallend, Paulus gee nie hier 'n direkte opdrag aan Filemon dat hy nou Onesimus amptelik en onmiddellik moet vrystel van slawerny nie, maar hy sinspeel tog versigtig daarop. Hy skryf, met volle vertroue in jou gehoorsaamheid skryf ek vir jou, in die wete dat jy selfs meer sal doen as wat ek
vra. Die implikasie is, Philemon, doen iets meer as om Onesimus te vergewe, of hom beskikbaar te stel, dat hy ook vir my kan help. Gaan verder. Gee hom sy volle vryheid. En weet jy, geliefde, dis belangrik, veral in ons dag met die sogenaamde kultuuroorlog. Volgelinge van Jesus se styl is nie raserige plakkaatbetogings nie. En nog minder gewelddadige revolusies. Nee, die koninkryk van God breek aan deur die verkondiging van die evangelie wat in die eerste plek harte verander, sodat ons van binne vars nuwe mense kan wees te midde van 'n vrot wêreld. Om so ook ons omgewing, menseverhoudings en die strukture waarbinne ons leef vars en nuut te maak in lyn met God se wil en bedoelings. So om saam te vat, wat leer ons uit hierdie brief vir vandag? Wonderlik, God is steeds aan die werk, binne in hierdie stikkende vrot wêreld. Ja, hy is besig met sy verlossingswerk ook nou. In hierdie vrot wêreld maak God sondige, gebroke mense weer vars en nuut. Soos Onesimus. Ek wil vir jou vra, het jy al nuut geword, tot bekering gekom, soos Onesimus? Jy is nou dalk nie 'n slaaf in die gewone sin van die woord nie, maar ons almal was een of ander tyd slawe van die sonde. God kan enige mens, en dit is 'n verdere wonderlike punt, enige mens as instrument gebruik en in enige plek of situasie, slegte situasies, sy teenwoordigheid laat voel. Ja, ook in jou moeilikste omstandighede op hierdie oomblik, wat dit ook al mag wees. Dink net bietjie, hoe wonderlik. Die klipharde voormalige fariseer, Paulus, word nuut gemaak op pad na Damaskus. En nou as 'n getuie van Jesus in die slegte omstandighede van 'n tronk, lewer hy so 'n kragtige getuienis van die evangelie, dat 'n drosterslaaf, Onesimus, sy stikkende lewe weer nuut gemaak word. Maar nou gaan dit verder. Nou word die Christen, Philemon, verder gekonfronteer met die implikasies van sy geloof in Jesus. So hy moet nou verder dink oor wat beteken dit in sy situasie as slawe-eienaar om nou werklik as Christen te leef. Dis heerlik. God se kragtige verlossingswerk word sigbaar in veranderde harte, maar juis ook in 'n nuwe gemeenskap van mense, 'n nuwe saamwees, 'n nuwe manier van saamwees met mekaar. Op 'n stadium het God Paulus se hart verander. God het Onesimus se hart verander. En hier is God nou besig deur middel van 'n brief om 'n Christenslawe-eienaar Philemon se hart verder te verander, sodat hy grense kan oorsteek en nuut kan dink oor sy medemens. Kom ons word 'n bietjie stil en ons dink, wat sê die Heilige Gees vandag vir my, vir jou? Is daar nog dinge wat jy moet regstel met mense? Ja, dalk prakties skulde betaal, byvoorbeeld. Is daar nog grense wat ek en jy moet oorsteek om ander mense as volledige broers en susters in Jesus te aanvaar? Dalk mense wat minder welaf is, mense van ander rasse, tale,
ander kulture, ander opinies. Kom ons wees vars in 'n